deel vandag met jou my boodskap en dit is die tronk sonder 'n sleutel. Nou 'n tronk moet 'n sleutel hê. 'n Jailbar moet 'n sleutel hê. Daar moet 'n manier wees vir daai tronk om oop te gaan, want niemand kan vir altyd agter 'n tronk se deur gehou word nie. Hoor jy wat sê ek vandag vir jou kind van die Here? Niemand kan vir altyd agter 'n tronk se deur gehou word nie, maar die waarheid is, miskien bevind ek en jy onsself vandag op verskeie vlakke van ons lewe, miskien in 'n tronk sonder 'n sleutel. Ek praat vandag met jou oor onregverdigheid. Ek praat vandag met jou oor vals beskuldiging. Ek praat vandag met jou kind van die Here oor dit wat die vyand oor ons lewe vir ons beplan en wat sê die Here daarvan as ek en jy gegooi word in 'n tronk sonder 'n sleutel. 'n Tronk wat met mense hande gebou is. 'n Tronk wat 'n dokter se opinie is oor jou gesondheid. 'n Tronk wat mense jou in wil sit, 'n boksie van verwysing wat vir hulle sin maak oor jou, terwyl die Here vandag vir my en vir jou sê, wie die Seun van God vrygemaak het, is waarlik vry. Glo jy dit saam met my vanmôre? Ek gesels met jou dat die Seun van God van beplanning is om my en vir jou vry te maak uit die tronk sonder 'n sleutel. Ek wil jou eerstens vat na 'n verhaal vanmôre. In 1976 was daar 'n man gewees, sy naam is Randall Dale Adams. Hy was 27 jaar oud gewees en hy het in Dallas, Texas gewoon. Nou Randall Dale Adams was 'n doodgewone man, kry 'n salaris, is daai geseënde koortjie van Patricia Loos, en hy het met sy kar gaan staan sonder petrol, want hy was 'n doodgewone man wat gewerk het vir 'n salaris. En hierdie man staan hier in Texas met sy kar, hy het niks by hom nie, en hy gooi nou maar duim en vra of iemand hom kan help om bietjie petrol in sy kar te gooi. En terwyl hy daar staan, kom daar 'n jong 16-jarige seun verby wat sy pa se kar gesteel het, wat wegry van die huis af, en hy tel vir Randall Dale Adams op, en hy vra vir hom, "How can I help you?" En hy sê, "I need some gas for my car." Hulle praat mos nie van petrol nie, hulle praat van gas. Hy sê, "I need some gas for my car." En hy sê, "I'll help you." En hy vat hom na die naaste dorp toe. Hulle kry daar brandstof, ry terug, gooi die brandstof in die kar, en hulle ry na hulle eindbestemming toe, want skielik het hulle vriende geword. En hulle kuier soms so 'n bietjie saam. En daar's 'n bietjie gas wat gedrink word tussen die twee ook. Ek hoop nie dis die gas van die kar nie, maar hulle het so 'n bietjie 'n botteltjie gas geneem en hulle was bietjie onder die prop gewees, en daar is hierdie jong man weer op pad. Sy naam was David Ray Harris. Hy het hierdie Randall Dale Adams, het hy eenkant gelos, die ou wat sonder brandstof gestaan het hy gelos, en hy het op sy pad gegaan, weg van hom af, onder die prop, en hy ry met daai kar van sy pa sonder ligte. En hier kom die polisie, maar hulle praat nie van die polisie nie, hulle praat van die sheriff. Hier kom die sheriff agter 'n boom uitgespring, en hy sê vir hom, stop, ek is 'n speedkop, ek het 'n hoed op en 'n badge op, jy het jou ligte nie aangesit nie. En jy, en hy kom nader en hy ryk, maar hierdie ou is heeltemal onder die prop. Hy ryk, hierdie ou se ligte is nie net aan nie, maar sy kognitiewe denke is ook nie aan nie, en hierdie ou gaan nou moet toegesluit word, maar wat hy nie weet nie, is dis ook 'n gesteelde kar, en dis 'n jong laaitjie wat nog nie eers 'n lisensie het nie. Maar jy weet ons, Texas is mos die boerarea, so die man het seker 'n harde baard op ouderdom 16 gehad, en hierdie arme speedkop weet dit nie eers nie, en terwyl hy wegstap, because he needed some backup, toe hy gaan backup soek het, en hy kom terug na die voertuig toe gryp hierdie David Ray Harris die geweer van sy pa wat onder die stoel lê, en hy skiet daai verkeerskonstabel 6 keer, en daai verkeerskonstabel sterf daar. Daar's 'n dame wat ook 'n verkeerskonstabel is, wat dit gesien gebeur het. Sy spring in, sy gooi 'n paar skote na sy kant toe, en hierdie man trek weg daar met 'n stinkspoed, en hy jaag in die nag in. En hierdie konstabel kan nie haar gevalle kollega nou net hier los nie, sy stoksiel alleen, dis 1976, sy roep op die 2-rigting radio, stop hierdie ou, kyk na die uithoeke van hierdie dorp van ons, en nooit vang hulle daai ou betyds nie, en die ou ry weg. En om vir jou 'n lang storie kort te maak, erns kry hulle hierdie jong man, want sy het sy nommerplaat onthou, en hierdie jong man sê, dit was nie ek gewees nie, dit was nie ek David Ray Harris van 16 jaar oud gewees nie, dit was Randall Dale Adams, die 27-jarige, wat hy vroeg die oggend al gelos het, of die middag al gelos het. Dit was eintlik hy gewees, wat hierdie man geskiet het. En hier word Randall Dale Adams aangekla van moord op 'n toneel waar hy nie eers was nie. Hy het geen vuurwapen in sy hand gehad nie. Hy word aangekla daarvan. Daar word 'n verhoor gehou
Die dame wat die verkeerskonstabel is, kan nie onthou nie en sy het eerder gedink dis die ouer man wat sy nog nooit gesien het nie, maar dis eerder hy as die jong seun want sy kon nie lekker sy gesig gesien het nie en sy het maar aangeneem dis seker die ouer ou, sy het teen hom getuig en Randall Dale Adams se lewe word vir altyd verander toe hy in 1977 ter dood veroordeel word van 'n moord wat hy nie gepleeg het nie, hy was nie eers naby die misdaadtoneel gewees nie. En dis in Texas. Hulle glo in die doodstraf, ek weet nie wat nou nog so is nie, maar ek weet daar's nog state in Amerika wat nog die doodstraf implementeer. En hierdie man word verkeerdelik aangekla, hy word ter dood veroordeel en hy word gegooi in 'n tronk sonder 'n sleutel. 'n Vals aanklagte, iets wat nie reg was nie. Hy was nie eens naby gewees nie, maar hy word gegooi in 'n tronk sonder 'n sleutel. Is jy al ooit gegooi in jou lewe in 'n tronk sonder 'n sleutel? In enige grondgebied van jou lewe, ons gaan 'n bietjie later gesels oor verskeie tronke sonder sleutels. Is jy al iewers in jou lewe in 'n tronk gegooi sonder 'n sleutel? Hoor as hy die woord vir jou en vir my vandag wat sê dat ons word gegooi in 'n tronk sonder 'n sleutel. 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 9. Daar staan geskryf en ek gaan vir jou die Passion Translation lees want hy sê hom vir my so mooi. Hy sê, though we are experiencing every kind of pressure. Do you experience every kind of pressure? He says, someone this morning that can say, I'm experiencing some pressure in my life. Dan sê ek vir jou, while you are experiencing pressure, you are not crushed. Hoor wat sê ek vir jou? Selfs al verduur jy moeilike dinge in jou lewe, you are not crushed. Hoor wat sê hy verder? At times we don't know what to do. Is there someone this morning that knows what they are doing? Want ek het nie 'n clue waarmee ek besig nie. Hoor wat sê die woord van die Here? We do not know what to do, but quitting is not an option. Vers 9. We are persecuted by others, but God has not forsaken us. We may be knocked down, but not out. Toe ek hierdie deel lees, so dink ek aan een van daai bokshandskoene, wat iemand kan lights out slaan. So jy word knocked down, dis die waarheid. Maar terwyl jy knocked down word jy nie uitgeslaan nie. Ek hoor die manne van Orkney sê, hierso so 'n trip switch hierso op jou kakebeen. As jy hom hier slaat, dan gooi jy vir hom lights out. Maar so sê die Here vanmôre vir my en vir jou, die Satan het nie reg om my en jou trip switch te kan slaan nie. Ons mag dalk knocked down word, but we are not going out. Glo dit vanmôre saam met my. Wil jy hom prys? Die Here is nog steeds ten volle in beheer. Maar dis nie te sê dat ek en jy nie in 'n tronk gegooi word sonder 'n sleutel nie. Het jy miskien in jou lewe dalk al 'n retrenchment gekry? Dan word niemand in jou kantoor retrench nie, maar net jy. Omdat die baas dit so besluit het. Omdat die baas nou voel dat jy moet nou nie langer verder deel wees hier nie. Of miskien 'n belastingaanslag gekry. Van SARS af hier uit die bloute uit. Dit het nou die dag met my gebeur, 'n belastingaanslag van duisende rande. En sê ek, Here, maar ek het nie die geld om dit te kan betaal nie. Waarom word ek deur die samelewing gegooi in 'n tronk sonder 'n sleutel? Miskien is daar mense wat van jou kwaad gepraat het. En hulle het jou in 'n tronk gegooi van hulle vals woorde teen jou. En miskien sit ek en jy vandag in 'n tronk sonder 'n sleutel. Miskien lewe jy al langer as wat die dokter vir jou gesê het jy gaan lewe. Maar elke dag wag jy om dood te gaan, omdat die dokter gesê het, hierdie man sal nie die einde van hierdie jaar sien nie. Nou het hy dit gesê in 2008, nou is dit al 2010, dit was al 2020 gewees, dit is al 20, ons is al sterker op pad 2030 toe, ons is nader aan 2030 as wat ons is aan 2020, hoor jy dit vanmôre? Dit is verskriklik om te hoor, maar die dokter het gesê, jy gaan dit nie maak nie. Nou lewe jy in die tronk van sy opinie oor jou gesondheid, maar die Here het vir jou gesê, goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Maar nog steeds sit jy vandag in daardie tronk sonder sy sleutel. Ek wonder of ek en jy vandag miskien vasgevang is in 'n tronk van mense hande, mense se planne. Is ek en jy miskien onregverdig aan bande gelê op 'n grondgebied van ons lewe? Miskien is ek en jy vandag die slagoffer van 'n familiebloedlyn vloek. As jy dit nie glo nie, moenie met my verskil nie. Want die woord van die Here sê dood en lewe lê in die mag van die tong. Hy sê en mense sal die straf dra van die vaders vir die 3de tot in die 4de geslag. Maar daar's geleentheid vanmôre om uit die tronk te kom sonder 'n sleutel. 'n Bose kringloop wat net nie sy einde kry nie. Mental health, ek kan vir jou nou sê ek het omtrent 'n professoraat in mental health as gevolg van die ervaring wat ek in my eie lewe deur is. Miskien is jy vandag aan die tronk van gesondheid, verhoudings,
finansies of miskien jou eie huwelik. En ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n man en sy vriend, Paulus en Silas, wat in 'n tronk was sonder 'n sleutel. Moet nooit die fout maak soos 'n pastoor wat ek eendag oor preek het, toe sê hy, broer Paulus en sy vroutjie suster Silas. Dis nie so nie, hoor. Dit is net sy vriend, nog 'n man van die Here wat saam met hom die woord van God verkondig het. Paulus en Silas, en die twee manne sit in 'n tronk sonder 'n sleutel. Weet jy hoe dit daar gekom? Net soos wat jy gekom het in die tronk waarin jy nou vasgevang is. Jy het net die regte ding gedoen. Hoor, wat het Paulus en Silas gedoen? Hulle kom, ons lees in Handelinge, hulle kom by 'n dorp, en daar is 'n vrou wat hulle toe agtervolg. En hierdie vrou sê die heeltyd, al wat sy sê is, hierdie man verkondig die woord van die Here, hierdie man verkondig die woord van die Here, hierdie man verkondig die woord van die Here, en Paulus raak so kwaad, hy sê, hoekom skree die vrou so? Is daar iets met haar kop fout? Hoekom skree sy die heeltyd, hierdie twee manne verkondig die woord van die Here? En iemand sê vir hom, Paulus, sy doen dit omdat sy 'n waarsêer is. En omdat sy 'n waarsêer is, sê die demoon binne in haar dat hierdie manne verkondig die woord van God, want die duiwels ken ook die waarheid, hoor. Die demone ken ook die waarheid. En hulle sê vir haar, hierdie manne verkondig die waarheid, hierdie manne verkondig die waarheid. En ek dink Paulus, was net ook soos ek en jou, hulle het ook so 'n bietjie van 'n kort meer gehad, 'n kort draad gehad. En Paulus vlieg so om na die vrou toe. En hy sê vir haar, in die naam van Jesus Christus beveel ek hierdie bose gees om jou liggaam te verlaat, in Jesus naam, sê hy vir haar. En skielik boef val sy agteroor en iets verskriklik gebeur met haar na menswees en sy verloor hierdie waarsêersgees wat in haar gewoon het en die Here het haar daar en dan vrygemaak. Is dit nie wonderlik nie? Ek dink dis fantasties. Wil jy nie die Here bietjie lofoffer gee nie? Dis hoe hy jou vrymaak. Hy maak jou so vry. Hy verlos jou uit jou tronk uit waarin jy vasgevang is, so. Maar daai vrou was 'n slavin gewees van 'n huisheer. Gaan lees die Bybel. Wat baie geld gemaak het uit haar waarsêery uit. Sy het gewerk vir hierdie ou, wat haar gebruik het en haar aangehou het om mense se fortunes vir hulle te kan vertel. En toe ewe skielik toe verloor sy die vermoë om mense se fortunes vir hulle te kan vertel. En wat gebeur toe? Toe wil hierdie huisheer weet wat het nou gebeur. En die mense sê vir hom, maar hierdie man het die duiwel uit hierdie vrou van jou, of hierdie meisie wat by jou bly, uitgedryf. En hy sê, daar's nie 'n manier nie by my nie. En weet jy, hulle vervolg vir Paulus en Silas. En eerstens het die regering vir Paulus en Silas amper doodgeslaan. Met sambokke en swepe, omdat hulle iets gedoen het wat nou nie reg was nie. En weet jy wat, hulle word hulle in 'n tronk gegooi, en ek noem dit die tronk sonder 'n sleutel, want dit was die middelste tronk gewees waarvan niemand sou ontsnap nie. En meer as dit, hulle word nie net toegesluit nie, hulle voete word in houtblokke vasgebind, en hulle is daar gelos om te sterwe. En dit terwyl hulle net die regte ding gedoen het, om die demoonbesete vrou te bevry van die waarsêersgees wat in haar vasgevang is. Ek en jy beland soms in 'n tronk, nadat ons net die regte ding gedoen het. Here, ek het niks vir SARS weggesteek nie. Ek het niks gedoen wat verkeerd is nie. En ewe skielik hier kom 'n aanslag wat beteken, daar was 'n fout aan my kant gewees. Here, maar ek het nie hiervan geweet nie. Paulus en Silas is onskuldig in die tronk. En hulle is onregverdig geslaan. En die swaarste straf word vir hulle opgelê, en dit was onverdien gewees. Ek en jy word in 'n tronk gegooi, waarin ons nie verdien om te wees nie. En dan vra ek en jy mekaar die vraag af, Here, waar is U in al hierdie dinge? Het jy al ooit gevra, Here, waar is U in al hierdie dinge? Ek sien nie hande nie. Het jy al ooit gevra, as jy nog nie vir God gevra het, Here, waar is U in al hierdie dinge nie, wonder ek of jy al regtig ooit in die moeilikheid was. Here, waar is U in al hierdie dinge? Here, hoe kan U toelaat dat hierdie goed met my gebeur? Ek het al die Here gevra, Here, sien U dan nie wat is besig om plaas te vind nie? Hierdie mense gaan vrot in hierdie tronk. Hulle gaan doodgaan in hierdie tronk. En ek en jy vra, waar is U in al hierdie dinge? Ek wil jou vinnig net vat na 'n ander verhaal in die Bybel toe, waar Jesus saam met sy disippels op 'n bootjie was. Wat kry jy in 'n boot? 'n Anker, 'n seil, 'n tou, 'n stoel, as jy gelukkig is. Weet jy wat kom in hierdie bootjie voor? 'n Kussing. Want Jesus het doelbewus 'n kussing gevat om sy hoof op neer te lê, omdat hy geweet het, hy gaan slaap te midde van die storm. En die disippels hardloop na hom toe. En hy sê,
Markus 4 vers 38, Jesus het agter in die skuit gelê en slaap met sy kop op 'n kussing. Jy vind nie 'n kussing in 'n bootjie nie, hoor. Sy disippels maak hom toe wakker en sê vir hom, leermeester, gee u nie om dat ons besig is om te vergaan nie. Ek is seker Thomas het gesê, hierdie man bring vir hom 'n kussing saam. Wat het hy gedink? Hy het geweet ons gaan in hierdie storm kom. Hy is dan God alwetend. Hy is die seun van God. Hy is God op aarde. Hy het geweet dit gaan gebeur. Hy bring vir hom 'n kussing saam. Ek en jy kyk vanmôre vas aan die kussing wat die Here saamgebring het na jou omstandighede toe, maar ons vergeet dat hy nog steeds teenwoordig in ons bootjie. Hy het ons nog nooit gelos nie. Maak nie saak in wat se tronk jy is nie. Die Here is in beheer. Maar is menslik om te vra, waar is U in al hierdie dinge? Nou wil ek jou vra vandag, om nie meer te vra, Here, waar is U in al hierdie dinge nie, maar om eerder te sê, wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen, terwyl ek in die tronk is? Wat is die eerste ding wat ons doen? Ons worry. Ons is angstig. Ons is bekommerd. Ons weet nie hoe môre gaan lyk nie, want ons is te bekommerd daaroor. Ons eet nie meer nie. Ons eet ook nie minder nie, maar ons kan nie aangaan soos wat ons aangaan nie, want ons stres vir ons mors dood oor dit wat besig is om met ons plaas te vind. So ek vra vir jou, wat doen jy in jou tronk? Kom ek sê vir jou, wat het Paulus en Silas in die tronk gedoen? Handelinge 16 vers 25 sê, teen middernag het Paulus en Silas tot God begin bid. Weet jy, dis die moeilikste om te bid wanneer jy in die middel van jou storm is, hoor. Dis die moeilikste om te bid wanneer jy in die middel van die tronk is, met jou voete aan boeie en houtblokke vasgemaak. Dis amper onmoontlik. Maar is nie heeltemal nie, hoor. So vat vandag die raad van Paulus en Silas en begin tot God bid. Nog 'n ding, hulle het ook lofliedere tot sy eer gesing. Die ander gevangenes was verstom hieroor. Doodstil het almal na hulle geluister. Weet jy, as ek in 'n storm is, of as ek in 'n tronk is, en iemand weet daarvan, dan maak hulle net soos die ander gevangenes. Hulle kom na my toe, dan sê hulle, hallo Aneldi, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Nee, hoe gaan dit regtig met jou? Dan sê ek, nee, goed. Nee, maar regtig, hoe gaan dit regtig? Nee, jy kan my maar vertrou. Sê regtig vir my, hoe voel jy vandag? Dan dink ek myself, moenie my uitvra oor die tronk waarin ek is nie. Moenie verbaas wees en verstom wees soos ander mense wat ook in die tronk vasgevang is nie. Maar verstaan eerder dat ek my wil bid uit my tronk uit en dat ek lofliedere gaan sing tot eer van die Here. Maak nie saak hoe waartoe ek gaan nie. Ek en jy moet leer, our weapon is a melody. Ons sing dit dan. Ons sê, Here, my weapon is a melody. I raise a hallelujah. But it's not so easy to raise a hallelujah when your feet are stuck in the center of the prison. Ek vra jy vanmôre, wat doen jy in jou tronk? Gaan jy bid? Gaan jy God soek? Wat het die disippels gemaak? Toe die storm op sy ergste is, hulle het hom gaan soek. Gelukkig was hy fisies by hulle in die bootjie gewees, né? Maar God is ook fisies vandag hier deur sy Heilige Gees. En dis wat ons nou moet doen, ons moet hom soek terwyl hy te vind is, sê die woord van die Here. Net soos wat die disippels hom op die bootjie gaan soek het, en net soos wat Paulus en Silas hom gesoek het in gebed en lofliedere tot sy eer gesing het. En nou wil ek vir jou sê, wat gebeur dan? Weet jy wat doen God dan in jou tronk? Want dis die volgende vraag. Vra jou eers wat jy gedoen, nou vra ek jou wat gaan God doen? Handelinge 16 vers 26, letterlik die volgende versie. Nie hoofstukke en boeke en kalenderdae later nie. Die volgende skrif, die volgende lyntjie. Toe, uit die bloute. Dien jy dieselfde God as ek, wat uit die bloute, uit die blou van ons hemel. Waar woon hy? Hy woon eerstens onder die lofsange van sy volk. Onthou dit, hoor, dis hoekom jy moet sing terwyl dit met jou sleg gaan. Maar hy kom uit die bloute uit, want hy lewe daarbo. Hy lewe in die hemel. Hy regeer op sy troon en Jesus sit aan sy regterhand in die hemel. Uit die bloute het 'n groot aardbewing die grond geruk, die tronk geruk. Dit was so erg dat die seldeure oopgegaan en al die boeye van die gevangenes afgeval het. Hulle wat jou onregverdig in die tronk gedompel het. Hulle wat oor jou gepraat het en nou sit jy in 'n tronk van omstandighede. Weet jy wat gaan die Here vir jou doen? Hoor vanmôre is Handelinge 16 vers 26. Hy sê uit die bloute gaan 'n groot aardbewing die seldeure van jou tronk oopbreek. Glo jy dit vanmôre? Hy gaan jou losruk. Hy gaan jou uit die tronk uithaal en hy gaan jou stel op 'n nuwe plek. Hy gaan jou uithaal uit die moddersluik uit. He's going to take you out of the miry clay and he's going to put your feet on the rock to stay. Dis wat hy in jou tronk gaan doen.
En daardie antwoord gaan kom wanneer jy dit die minste verwag het. Dink jy Paulus en Silas het gedink, daar gaan 'n aardbewing kom? Nee, hulle bly nie in Stilfontein nie, daar's nie mynskuddings daar gewees, daar waar hulle in Israel was nie. Daar was nie sulke goed gewees nie. En uit die bloute uit, ruk God die fondamente van die aarde, terwille van wie? Terwille van twee mense, twee manne van die Here. Is hier vanmôre meer as twee manne en vroue van die Here. Man en vrou wat sê, Here, hier is ek, Here, ek is in my tronk, maar ek weet U is groter as die tronk waarin ek myself bevind. Ek vra jou vanmôre, in watter tronk van omstandighede sit jy vandag, waarvan mense of siekte, teleurstelling, 'n situasie, seer kry, swaar kry, die sleutel in hulle hand van vashou. Jy sit vandag vasgevang in 'n ding wat jy jou hele lewe lank al in vasgevang is en jy weet nie meer na watter kant toe nie. Somstyds word dit erger, somstyds word dit beter, maar dis omdat ek en jy so gewoond geraak het aan die tronk se mure dat ons nie meer voel soos oorwinnaars nie, maar eerder voel soos 'n tronk voel. Voel jy vanmôre soos 'n tronk voel met daai oranje klere? Voel dit vanmôre jy kan shine in daai oranje klere, want as dit vir jou voel jy dra hierdie uniform van die tronk van jou met waardigheid, sê ek vir jou, is jy op 'n verkeerde geestelike plek, want God wil jou vrymaak uit die tronk sonder 'n sleutel. Jy dra vir 'n rukkie nou daai oranje uniform, hoor. En ek wil vir jou sê, God het 'n groter plan vir jou. Hy sê dan in sy woord, hy sê vir my en vir jou, hy gee vir ons vreugdeolie in ruil vir ons trane. Hy gee vir ons sieraad in ruil vir ons as, en hy gee vir ons 'n gewaad van lof, sê hy. Lof, hoe loof jy hom? Loof hom met die drome in die middel van jou omstandighede, in die middel van die tronk waarin jy is. Dan gee hy vir jou 'n gewaad van lof in ruil vir begrafnisklere, sê die nuwe lewende vertaling. Die ou Afrikaanse vertaling sê vir 'n gewaad van rou, vir 'n roukleed. In plaas van 'n roukleed gee hy vir jou 'n gewaad van lof. Hier's vir jou goeie raad en ek kom amper by die einde van my boodskap. Hier's goeie raad uit die Bybel vir jou wat sit in 'n tronk. Hoor mooi, Psalm 46 vers 10 en 11. Surrender your anxiety, punt. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou? Begin, surrender your anxiety, full stop. Hou op om te worry oor dinge wat jy nie kan verander nie. Hou op om jouself op te stres oor situasies en goeters wat jy in elk geval nie in jou hande het nie. Surrender your anxiety. Woord van die Here sê deur om jou te bekommer, kan jy nie eers 'n L by jou lengte voeg nie. Maar verder, be still and realize. Be still. Het jy die vermoë vanmôre to be still? Do you have it this morning in you to be still and to realize that God our Father is who He says He is on His throne and is in charge this morning of everything that you are encompassed in. I am God above all the nations and I am exalted throughout the whole earth. Vers 11, here He stands, the commander, the mighty Lord of angel armies is on our side. The God of Jacob fights for us. Hier is in die Passion Translation. Jammer dat ek so 'n bietjie tussen die Engels en die Afrikaans val, maar ek wil hê jy moet vanmôre die mooiste wat ek in die Bybel raak gelees het vandag besef. Pause in His presence. Hoor as ek vanmôre vir jou die salwing van die Here is vanmôre hier. Pause in His presence. Dit beteken sit net so 'n bietjie en word net weer 'n mens. Gooi jou angstigheid, stop met dit onmiddellik. Surrender your anxiety in the name of Jesus. En dan pause jy net in His presence. Al bel jy my en jy sê vir my, bid net gou saam met my. Dan is ons twee vergader in die naam van Jesus, so that you can have the opportunity to pause in His presence. Dink jy Paulus en Silas was alleen in die tronk gewees? Nee, hulle was nie teenwoordigheid van die Here daar gewees. And they paused in His presence. Wag op die Here, kerk. Wag op die Here. Wag op die Here. Wag op die Here, sê die woord van God. Hy sê wag op die Here, o ganse Israel. Wag op die Here. Hoor wat sê hier 'n pragtige quote vandag deur Dr. James Merritt. Hy's die Baptiste Kerk in Amerika se president. Hy sê God's justice may be delayed, but it will never be denied. Kan jy hom prys daarvoor? God het nog nie die antwoord gestuur nie, maar die antwoord is op pad. It will never be denied, though it might just be a little delayed. Okay, my Engelse airtime is nou op, so is my boodskap nou ook hier tot 'n einde. Prys die Here. Ek wil net gou vir jou die uiteinde vertel wat gebeur met mense wat verkeerdelik in 'n tronk gegooi word. So, dis nou 1988, nê. En 11 jaar lank sit hierdie man letterlik in 'n tronk. Randall Dale Adams
sy 'n doodveroordeling is teruggetrek in 1988. En in 1989 word hy vrygelaat as 'n onskuldige man. Weet jy wat het gebeur? Een van die joernaliste het gesê, iets is fishy. Hierdie ding val te maklik in plek. Daar's te min leidrade. Daar's te min van dit en te min van dat. En toe hulle die saak weer gaan oopgrou en weer gaan kyk wat het werklik hier plaasgevind. Toe sien hulle maar hierdie man is onskuldig, want hy het die hele tyd sy onskuld gepleit en hy het gesê, onthou in Amerika kan jy sê ek is skuldig om die doodstraf vry te spring. Maar hierdie ou het gesê ek gaan nie amper sê ek nou iets wat nou nie lekker kanseltaal is nie. Ek gaan nie my gewete opvoeter nie. Julle weet wat ek wil sê, nee. Gaan nie my gewete opvoeter nie, ek is onskuldig. En ek gaan daarbey bly, al kos dit dat ek my lewe daarvoor moet betaal. Hy het by sy onskuld gebly. En aan die einde van tyd, toe hulle agter die kap van die byl kom, weet jy waar is daai ander jong ou, daai ou van 16 jaar? Hy's op death row vir 'n ander moord wat hy gepleeg het. Dis waar jy hulle gaan kry, hoor, wat jy onskuldig aangekla het. Hoor wat sê ek vanmôre vir jou. Hoor wat sê ek vandag vir jou. Hulle wat jy onskuldig aankla, jy gaan hulle op death row kry. En weet jy wat? Hy skuldig bevind terwyl die ander een alreeds wag op 'n moord wat hy gepleeg het. Man wat hierdie kerk gebou het, Pastor Jimmy, Pastor Pieter Prys, 36 jaar oud. En hy kry 'n mediese diagnose en die dokter, hoor gou mooi, die dokter sê vir hom, jy het longkanker en jy gaan dit ongelukkig nie maak nie. 36 jaar oud. Toe het uit hierdie kerk nog glad nie eens gebou op daai stadium nie. En hy gaan na sy binnekamer toe, hy sê, Here, ek wil uit hierdie tronk uitkom. Here, ek wil hier uitkom. Here, hier wil ek wegkom. Ek wil nie meer hier wees nie. Ek wil uit hierdie tronk uit vrygelaat word. Weet jy wat gebeur? Hy is vandag al 77 jaar oud en hy lewe nog steeds. Hy word hierdie jaar 77, weet jy hoekom? Omdat die Here gesê het, ek gaan jou vrymaak uit die tronk sonder 'n sleutel. 'n Dokter gaan jou nie in 'n tronk sit nie. 'n Mediese fonds gaan jou nie in 'n tronk sit nie. Iemand se opinie oor jou gaan jou nie in 'n tronk sit nie. Iemand se sleg praat van jou gaan jou nie in 'n tronk sit nie, kind van die Here. 'n Bloedlyn vloek gaan jou nie vandag verder in 'n tronk sit nie. Jou finansies en jou huwelik, jou verhoudings, jou gesondheid, jou mental health kom vandag uit die tronk van omstandighede uit waarvan mense nie langer die sleutel kan hou nie. Ek wil vanmôre ons band vra om vorentoe te kom. En ek wil vandag vir jou vra, wil jy nie in jou hart vandag kry die tronk sonder 'n sleutel nie? Daai tronk waarin jy vasgevang is. Jy sit dalk met diabetes, omdat die dokter gesê het jy het diabetes. Jy sit vanmôre miskien met 'n situasie in jou liggaam. Jy sit vandag met ongediagnoseerde depressie. Kan ek gou vir jou sê, jy gaan nie by die diagnose uitkom nie, hoor, want die Here wil jou vrymaak uit daai tronk van teneergedruktheid, van gespannendheid, van onsmaaklike geestesversteuring in jou lewe. Hy wil jou daaruit vrymaak, glo jy dit vanmôre in Jesus naam. Laat die dokter wat die diagnose oor jou uitspreek op death row gevind word. Die death row wat hy so oor almal uitspreek, waar hy mense onskuldig in die tronk sit van omstandighede, laat hy op death row gevind word. Nie jy nie. Want jy is 'n kind van die Allerhoogste God. Hulle wat jou finansies en finansiëel wou indoen, laat hulle in die tronk sit sonder die sleutel, laat hulle op die death row kom. Die mense wat die vloeke oor jou familie uitgespreek het, laat hulle vanmôre sê, Here, ons was verkeerd gewees. Want die Here sê, hy wil jou vrymaak uit die tronk van omstandighede. Hy wil jou vrymaak uit dit waarin jy is. Die tronk sonder 'n sleutel, waar jy nie verdien om te wees nie, waar jy vir jare lank elke liewe dag wakker word met hierdie konsep van, miskien gaan ek vandag hoor, wanneer word ek uitgehaal, wanneer gaan ek die lethal injection kry, wanneer gaan ek op daai elektriese stoel moet gaan sit, dat die lewe uit my uitgeskok kan word, vir iets waarin ek nie skuldig is nie. Wanneer gaan ek aan my hart doodgaan? Want my pa en my broer en my oom en my tannie en almal is aan hulle harte dood, so ek moet nou ook seker doodgaan aan my hart. Jy sit in 'n tronk sonder 'n sleutel en net die Here het die vermoë om jou daaruit vry te maak. Miskien moet jy ook, soos Paulus en Silas, op 'n plek kom en sê, maar ek sal hulle vergewe en vryspreek wat my in hierdie tronk gekry het. Ek het nie finansies nie, want ek is beroof van my finansies, maar ek sal hulle vryspreek. En ek sal bid vir hulle, want die woord van die Here sê, bid vir jou vyande. Hy sê vir Job, bid vir jou vriende. Dis hulle wat jou vriende was en nou jou vyande is. Bid vir hulle. Bid vir hulle. Sodat die Here jou vandag kan vrymaak uit die tronk sonder 'n sleutel. Kom ons staan saam vanmôre. En ek wil hê jy moet daai tronk in jou hart kry vanmôre. Kry daai sleutel. Soek hom vanmôre en sê, Here, hoe gaan my vrylating lyk? Die Here gaan dit aan jou openbaar, of hy gaan dit dalk nie aan jou openbaar nie. En hy gaan dalk so 'n klein bietjie later gaan hy vir jou die deurbraak gee.
en gaan hy self goddelik in jou situasie gaan hy ingryp. Kry daai ding in jou hart vanmôre, want ek wil oor dit bid vanmôre. Ek wil vir die Here vra dat hy 'n goddelike loper, weet jy wat 'n loper? 'n Loper is 'n sleutel wat enige deur kan oopmaak. Dat hy 'n goddelike loper vandag in jou tronk se deur sal indruk en hom sal draai, dat jy vrygelaat kan word uit daai plek uit waar jy nie hoort nie. Daar waar jy vasgevang is in jou gedagtes, in jou depressie, in jou seer, in jou onvergewensgesindheid, dat hy jou sal vrymaak. Miskien gaan jou omstandighede so verskriklik intens skud, dat die deure sal oopgaan. Maak jou oop vandag saam met my toe. En die Here wat jou hart sien vanmôre, wat is daai tronk waar hy jou vandag gaan vrymaak. Ons Vader in die hemel, vandag is ons vasgevang. Elkeen wat hier is ergens aan boeye waarin hulle dit moontlik nie verdien nie. Baie van ons verdien dalk om in daai tronk te wees, Here, maar dit beteken nie dat u genade vir ons uitgesluit is nie. Want u is 'n God van genade, u is 'n God van barmhartigheid en u is 'n God van ontferming. En vanmôre, Here, wil ek vir u vra dat u elkeen wat hier is vandag op u hart sal dra. Elke ene wat nou in hulle hart staan met 'n tronk wat voor hulle staan wat hulle nog vir soveel jare nie kon oopkry nie, dat u daardie tronk deur sal oopmaak in die naam van Jesus Christus. Here, u weet wanneer gaan dit wees. Dit is al soveel jare wat mense glo, wat ander mense oor hulle sê, wat mense vasgevang is in 'n tronk van selfbejammering of vasgevang is in 'n tronk van 'n swak selfbeeld, omdat mense iets oor hulle te sê gehad het. Ek verklaar vandag, Here, ons gaan nie meer slagoffers wees van mense opinies oor ons lewe nie. Ons is kinders van die Allerhoogste God. Ons is nie tronkvoëls nie. En ons weier vandag om 'n oomblik verder in 'n tronk van selfbejammering, 'n tronk van swak selfbeeld te kan wees, 'n tronk waarin mense ons finansiëel gegooi het, 'n tronk waarin ons huwelike verkeer, 'n tronk waarin ons finansies verkeer. Ons weier dit vanmôre in die naam van Jesus Christus. Maar Here, ons wil bid in ons tronk. Ons wil worship in ons tronk, sodat die goddelike ingryping wat u wil stuur groter is as enige sleutel wat ooit hierdie tronk deur vir ons kan oopmaak. Stuur 'n goddelike loper vandag, Here, 'n goddelike antwoord, 'n bonatuurlike ingryping vir elkeen wat hierdie gebed vandag hoor. Ek bid vandag, Vader, dat u ons sal aanraak. Ek bid dat u ons sal aanraak en dat u elke tronkdeur in ons lewe sal oopmaak. En wanneer ons daar uitkom, Here, dat ons nie sal verwoesting saai nie, maar eerder hulle sal vergewing vryspreek, wat ons in hierdie tronk die eerste plek gekry het. Miskien is dit 'n siekte, miskien is dit 'n siekte toestand in ons liggame, miskien is dit wat ook al. Ons weet nie, maar u weet. Here, vandag wil ons sê, dankie dat u ons vrymaak. Want wie die Seun vrymaak is waarlik vry. En ons dankie dat ons nie meer vandag vasgevang is in hierdie tronk van omstandighede en van seer kry en swaar kry nie, 'n plek waar ons nie hoort om te wees nie. En miskien het ons dalk 'n aandeel om te wees waar ons is. As dit so is, Here, vra ons dat u ons sal vergewe, want u is 'n God wat repentance eer. U is 'n God wat vergewe, u is 'n God van tweede kansse. Ek bid dat elkeen wat hier is vandag ryklik sal sien, dat u ons sal oprig vir hierdie nuwe week wat voorlê. Oprig en uitlei uit hierdie tronk uit in Jesus naam. Dankie daarvoor, ek lei elkeen onder die bloed van Jesus en ek vra nou vir u reisende genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Het jy dit geniet vanmôre hier saam met ons kind van die Here? Wil jy hom 'n lekker lofoffer gee? Wil jy hom prys vandag? Hy is goed en hy's groot en hy's hier en hy sal ons nooit ooit los nie. God is goed en die duiwel is 'n vyand goed en jy is nie meer in sy tronk nie, maar jy's vry deur die Allerhoogste se ingryping in jou lewe. Ons bid dat jy 'n wonderlike week het wat voorlê. Mag die Here jou seën, veilig ry. Ons sien uit om jou by al die week se programme te sien en weer Sondagmôre 9uur in die huis van die Here.